ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 342. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem. Dit is 'n uiters noodsaaklike eskatologie boek vir die tyd waarin ons lewe. Die dinge wat besig is om in die wêreld te gebeur, het ek so 28 jaar terug beskryf en dit gebeur vandag presies soos ek gesê het. Nou ja, die inligting is daar, as u dit wil bekom of nie bekom nie, dit bly u reg. Sou jy belangstel in daai boek of enige ander boek, kan jy my skakel of 'n vraag het of iets wil deel, by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Ek sien nie soos 'n ouetjie in die klas wat sy vinger opsteek nie, ek wys vir u op die regterkant, is die inligting. As jy dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan en daar begin, anders gaan jy nooit die volle waarheid ervaar nie. Uiters noodsaaklik dat jy op die YouTube kanaal inteken, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is, kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisses. Hierdie reeks is lewensverandering, skryfblok, pen en papier, uiters noodsaaklik. Ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u baie dankie sê, Vader, vir nog 'n wonderlike nagrus wat u vir ons geskenk het, ons vanmôre opgewek het in krag en heerlikheid in hierdie dag, met 'n doel om te ervaar wat u wil hê ons moet in u koninkrykswerk beteken. Ek wil vanmôre bid dat u ons elke een sal seën met insig en wysheid en krag en heerlikheid, kennis deur die Ruach HaKodesh, halleluja. Openbaar die woord in ons lewens elke dag. En laat ons as Javiste nader en nader aan u beweeg in heiligmaking, sodat ons tot die volle kennis van die openbaring kan kom. U woord sê dat ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, omdat ons u gaan sien soos wat u is. Vader Javashua, baie dankie vir Javashua vanmôre, dat ons in sy naam kan vergader, die naam bo elke ander naam. Sny elke negatiewe mag af, ons gaan konsentreer op die positiwiteit in die naam van Javashua. En elke Javis sê halleluja, halleluja, baie bly u saam met ons vanmôre. Welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat die studie vanmôre vir u 'n groot seën gaan wees. Halleluja. Prys sy naam. Jy weet natuurlik, elke keer wanneer ons sê halleluja, prys unto Jahwe. Ons kan hom nie genoeg prys nie. Ons kan nie ons hande genoeg opsteek en hom aanbid nie. Hy's groot en goed en wonderbaarlik. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 19. Die boek Spreuke, hoofstuk 19, vers 22. Nou, koning Salomo skryf hierso 'n baie interessante stukkie vanmôre vir ons. Hy sê die koslike besit van 'n mens is sy weldadigheid. Die koslike besit. Daai koslike vir my is dit wat jy besit wat van waarde is. Ons het 'n Engelse woord, hulle noem dit hoarders. Dis mense, jy maak sy huise voordeur oop, dan sit die een blik op die ander in plastiese container en papier en komberse en rubbish wat die hele huis vol het. Dis 'n hoorder. Die goed lê tot halfpad teen die muur. Hulle maak nooit skoon nie. Hulle versamel, hulle gooi niks weg nie. Hulle moet alles behou. Maar dit is mense wat in die negatief leef. Maar ons wie deel van die bruid van Javashua is, ons is geestelike horders, in terme van, ons wil by mekaar maak
wat saak maak. Vanmôre se woord is vir my belangrik, dat dit in u lewe gaan saak maak. Anderster het ons tyd gemors. Anderster kon jy maar net sowel dit gelos het. En ek kon dit gelos het. Maar omdat ons omgee vir die koninkryk van Vader Jahwe, en vir die weldade van Jahwe, wat hy in ons lewens uitstort elke dag, die guns en die goedheid, en die voorspoed, en alles wat hy vir ons doen, gesondheid, halleluja, wat 'n voorreg. Die kostelike besit van 'n mens, die kostelike besit, en ek gaan dit in hakkies sit, van 'n Jahwis of wedergebore mens is sy weldade. Ek wil net vir julle sê, ons kan nie ons pad in die hemel inkoop nie. En omdat ons nie ons pad in die hemel kan inkoop nie, mag dit vir die mense wat in die bediening belê finansiëel, mag dit nooit eens by hulle gedagtes opkom dat hulle koop hulle weg in die koninkryk in die nee. Hulle doen dit omdat hulle in die vermoë is om te help dra aan die koninkryk. En ek wil weer eens vir elkeen wat bydra sê baie, baie dankie. Al is dit net R50, dit help, dit help. Jahwe sê jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid. Daai weldadigheid is dit wat ek vir ander doen. En nie doen om myself te bevoordeel daaruit nie. En nie doen om guns te soek nie. Vir dit wat ons bereid is om te doen aan ander behoeftiges, aan ander armes. Die woord gaan vir ons praat spesifiek van die armes. Ek lyk vir my, wanneer ek na koning Salomo kyk, dat hy te hard gehad vir mense wat arm was. Kyk, 'n leier, het hy geen tyd voor nie. Die weet ons al. Ou wat te moeg is om te werk, het hy geen tyd voor nie. Maar vir iemand wat in behoefte is, en armoede het 'n manier om deur te kom oor verskillende redes. Daar's verskillende redes. Ons kan vandag sê dis politiek en al die goed wat veroorsaak dat mense arm is. Dit is so. Maar wat doen die persoon wat arm is om ten minste te kyk of hy vandag 'n stukkie brood op sy tafel kan sit? Nee, ek glo net, hulle soos hulle sê, ek glo net die Here sal voorsien. Nee, die woord sê dat gaan na die mure en word wys, gaan kyk wat doen daai mure. Hy gaan uit om sy stukkie brood te gaan haal. Miskien gaan hy iemand se tuin skoonmaak, sy kar was. Verstaan jy wat ek van praat? Dit wat ons bereid is om ook, hy sê dat die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid. Dit wat ons bereid is om ook aan die armes te doen. Hulle is daar, so as dit in ons vermoë is om te kan help, en ons doen dit nie, dan pleeg ons eintlik 'n half sonde, né? Ons hou eintlik 'n seën van onsself weg, want die woord sê wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. Hy sê die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid, en liewer 'n arme as 'n leenagtige man en vrou. Daar's mense wat hulle pad oop lieg in die lewe. Die Bybel sê ek is liewer arm voor ek my lewe moet deurbring in leuns. En leuns behoort nie in die lewe van Jahwiste te wees nie. Die woord sê lieg nie vir mekaar nie. Hoekom? Want die Satan is die vader van die leuns. Jy sien, wanneer ons sê ons is bruid, wanneer ons sê ons is Jahwiste, dan beteken dat ons moet bereid wees om nougeset in die geopenbaarde woord te lewe. En baie keer om die skoene aan te trek, druk 'n bietjie. Dit is nie so maklik nie. Dis of hy so een size te klein is. Jy lyk of jy ballerina wil wees. Jy loop op die punte van jou tone. Hy pas nie altyd nie.
En baie keer hou ek en u nie van dit wat die Ruach vir ons wil sê nie. Ons sou so eerder iets anders wou gehoor het. Maar elke een van hierdie vermaanings is 'n bousteentjie in 'n geestelike muur, in 'n geestelike fondasie, in 'n geestelike lewe. En soos ek sê, partykeer hou ons nie van wat die Ruach vir ons sê nie. Maar jy weet, ons moet dit evalueer. Na baie jare se getroude lewe, dan wanneer pastoor Rika partykeer vir my goed sê, en jy weet die vrouens het maar 'n manier wat hulle vir 'n manne ding sê, dan wanneer sy dit sê, dan sal ek byvoorbeeld dadelik om en ek sê nee, dit kan nie so nie, dit is nie so. Maar dan kan jy aan haar houding ons nou dadelik sien, sy was besig om vir jou iets te wil leer. Jy weet, en dan, ons wil nie dadelik dit hoor nie. Maar soos wat die tyd vorder en die dag vorder, dan, jy het gehoor, maar jy wou dit nie gehoor het nie. En dis wat van ons 'n man maak. As ek sê 'n man, iemand met 'n ruggraat, of 'n vrou, die man sê dalk vir die vrou dit. Maar as ons kan toelaat dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, dan met ons kan werk. En soos wat die dag vorder en jy kan besef, maar wag 'n bietjie, sy het nogal, ons het 'n gesegde wat ons sê, there's a bit of madness in the matter. Daar's 'n bietjie iets wat moontlik kan. Nou as ons sê die woord moontlik gebruik, gaan 'n liggie klaar aan. Wat sê dit, ek is nie 100% reg alleen nie. En dis wat ons moet doen. Partykeer kom die Ruach soos 'n vrou na jou toe. Soos jou vrou. Ek sê dit is so nie. En ek hou nie wat sy dadelik sê nie. Ek hou dalk nie daarvan wat die Ruach dadelik sê nie. As dit iemand anders was, behalwe jou vrou, my vrou, sou ons dalk geluister het. Maar, jy sien, Jaffa gebruik gewoonlik die naastes aan ons. En dis hoekom ons saam, as 'n span is. Ek en pastoor Rika in die bediening, u in die vrou, in die huis, in die besigheid, ons is deel van 'n span. Nie van die een speel en die ander is 'n impakspeler nie. Nee, ons is albei deel. En Jaffa gebruik ons soos hy ons wil gebruik. Nou dit is my baie mooi wat hy sê hierso. Die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid. So dis in ons ingebou. Dis die natuur van die mens om ook te wil deel met ander. Is ook om aan ander te wil goed doen. En liewer 'n arme as 'n leenagtige man en vrou. Koning Salomo sê, ek lewe eerder soos 'n arme, as wat ek moet loop en lieg. En ek weet, ek verkrag my gewete. My gewete is my sielsdimensie. Dit gebeur dat mense die heel dag onder verkrachting lewe. Verkrachting in terme van, hy verkragt die Ruach, sy sielsdimensie, dit wat die Ruach met hom en haar wil deel. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van wat die Ruach sê nie, en ek steek vas 4 voete. Kom, die woord sê dat 'n sagte gees keer die grimmigheid af. Sagte gees, my gees. My gees moet onderwerplik wees aan die Ruach HaKodesh. En my gebed is dat Jaffa vandag en hierdie dag ons op 'n plek bring waar ons in die Ruach 'n sagte gees kan ontwikkel. En ons kan ook 'n groot aanwinst vir die koninkryk van Jaffa wees, deur middel van weldadigheid. Iets klein aan iemand anders te doen. Dis nie die grootheid van dit nie, dis die gedagte wat tel, het iemand gesê. En dis belangrik dat ons wat ons doen, in woord en in daad, dat ons dit doen in die naam van Jafashua, die naam bo elke ander naam.
Mag hierdie dag vir u 'n geseënde, voorspoedige weldadigheidsdag wees in die eie geestelike lewens. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.